Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag die 1 Oktober 2025. Hierdie week gesels ons oor hoe waardevol ons vir God is. En dan vandag, ons waarde lê nie in wat ons doen nie. Die wêreld waarin ons leef, hou aan om vir ons te fluister. Jy is net waardevol as jy iets bereik, as jy goed lyk, as jy suksesvol is. En baie mense voel, hulle moet hulle self bewys deur goeie punte, 'n hoë posisie, 'n mooi huis of 'n vol bankrekening. En wanneer dit ontbreek, voel hulle soms waardeloos. Maar by God werk dinge totaal anders. Jou waarde lê nie in jou prestasie nie, maar in jou identiteit. Hy sê, jy is waardevol. Hy sê nie, jy is waardevol omdat jy dit reg gekry het nie. Hy sê eenvoudig, jy is waardevol want jy is myne. In Jesaja 43 vers 1 hoor ons God se stem duidelik. Moenie bang wees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. En dis 'n kragtige belofte. Jou naam is op God se lippe. Hy ken jou nie net as 'n nommer nie. Hy roep jou persoonlik. Jy behoort aan hom. En dit is waar jou waarde vasgemaak lê. Selfs wanneer jy niks kan wys of bewys nie, bly jy steeds waardevol, net omdat jy behoort. Daarom kyk God na jou. Paulus herinner ons hieraan in Efesiërs 2 vers 8 en 9 en daar staan, julle is uit genade gered, deur geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand kan roem nie. Ons redding, ons waarde en ons plek in God se familie, kom nie uit ons werke nie, maar uit sy genade. En een van die mooiste patrone in die Bybel is hoe God telkens gewone, alledaagse mense kies om sy planne uit te voer. Mense wat die wêreld as te jonk, te swak of te onbelangrik sou afmaak, word deur God gekies en gebruik om groot dinge te doen. Dawid, jong skaapwagter. En toe Samuel hom gesalf het, het selfs sy eie pa hom nie eens as 'n opsie gesien nie. Maar God het sy hart gesien en hom koning gemaak. 1 Samuel 16 vers 7. Gideon het homself as die kleinste en swakste in sy familie gesien. Hy het gedink hy is ongeskik om enige iets groots vir God te doen. Maar God het hom geroep as 'n kryger en 'n leier, en deur Gideon het God sy volk van die Midianiete verlos. Maria, 'n eenvoudige meisie uit 'n onbekende dorpie, is gekies om die moeder van Jesus te wees. Sy was nie ryk, bekend of belangrik nie, maar sy was beskikbaar en gehoorsaam. En God het haar lewe gebruik om die wêreld te verander. Hierdie stories wys duidelik dat God nie kyk na hoe die wêreld mense rangskik nie. Hy soek nie die slimste of die mooiste of die grootste CV of die beste reputasie nie. Hy kyk na jou hart. In 1 Korintiërs 1 vers 27 en 28 lees ons, God het die dwaase van die wêreld gekies om die wyse mense te beskaam, en die swakkes van die wêreld het God gekies om die sterkes te beskaam, sodat niemand voor hom sou roem nie. Met ander woorde, God se manier van kies en gebruik is radikaal anders as ons. Hy kies juis die gewone mense, vir jou en vir my. Want dan wys dit dat die krag en die eer aan hom behoort. En dis die goeie nuus vir jou en vir my. Dit beteken, jy hoef nie eens iemand groot te wees voordat God jou kan gebruik nie. Jou geslag, jou ouderdom, jou agtergrond of jou swakhede
diskwalifiseer jou glad nie. In sy hande is jy bruikbaar en kosbaar. En daarom kan jy vandag met rus leef. Jy is waardevol, bruikbaar en geliefd in God se oë. Dankie Here, dat ek net myself by U kan wees. En dat U my liefhet. Amen.